Dinsdag 18 Adar, die jaar is 5785, 18 Maart 2025. Welkom by Bybelstudie saam met François. Ek is Joseph François Oberholzer van die Ministry of Reconciliation hier in Suid-Afrika. Vandag staan ons einde se kant toe met ons reeks oor die Heilige Gees. En die vraag wat ons vra is, hoe kan ek die Heilige Gees ervaar? Kom ons begin sommer dan ook dadelik daarmee. Wanneer die Heilige Gees by ons intrek, ons weet mos nou dat die Heilige Gees woon in ons, 1 Korintiërs 6 vers 19. So wanneer die Heilige Gees by ons intrek, wanneer Christus deur sy Gees in ons woon, dan gaan dit nie onopgemerk aan ons verby nie. Deur die inwoning van die Gees is God by ons teenwoordig. Die hoogheilige God by ons klein mensies. Dit is 'n geweldige gedagte. Ons moet dit diep op ons laat inwerk. God woon deur sy Gees in ons hart. Dit is 'n ervaarde werklikheid. Nou is die Heilige Gees wat in ons woon 'n werksame Gees. Hy is altyd besig. Hy werk aan ons. Hy wil ons omskep en omvorm van binne na buite, sodat ons steeds meer op Christus gelyk kan wees, steeds meer sy beeld kan vertoon, sodat ander mense Jesus in ons kan sien. Die Gees bring ons steeds meer onder sy invloed en ons ondervind dit ook in ons daaglikse lewe. Wanneer iemand met 'n sterk persoonlikheid by ons intrek, dan gaan daar 'n invloed van so 'n persoon op ons uit. So is dit ook in nog 'n sterker mate met die Heilige Gees. En ons moet ons tog nooit aan sy heilsame invloed onttrek nie, want dan bedroef ons hom, soos Paulus skrywe in Efesiërs 4 vers 30. Wat doen die Heilige Gees nie alles in 'n mens se lewe nie? Wat kan ons nie alles van hom ervaar nie? Opskrifie: Jesus, die heerskappy voerder. In die eerste plek, en dit is die allervernaamste, bring die Gees ons in 'n verhouding tot Jesus Christus. Dit is mos by uitnemendheid die werk van die Heilige Gees. Die Heilige Gees wil eintlik niks anders as om mense by Christus te bring nie. Hy lê die band van liefde tussen Christus en ons. Deur die inwonende Gees leer ons Jesus Christus van harte liefkry. Christus word die leidsman van ons lewe. Die Gees leer ons om in die voetstappe van Jesus te wandel en om sy gebooie te gehoorsaam. Ons doen dus die Jesus loop. Ons laat ons by belangrike beslissings in ons lewe, maar ook by die gebeurtenisse van elke dag deur die Here Jesus lei. Wat hy vir ons sê in sy woord, word vir ons beslissend. Samevattend kan ons sê, die Heilige Gees leer ons Jesus Christus ken as Here. Daarom skryf die apostel Paulus in 1 Korintiërs 12:3, en niemand kan sê Jesus is die Here nie, behalwe deur die Heilige Gees. Dit is 'n geloofsbelydenis wat die Heilige Gees ons leer. Jesus is die Here, hy is die heerskappy voerder. Hy het alle mag, alle gesag in hemel en op aarde. Matteus 28 vers 18 omskryf dit dan ook so, waar Jesus sy opdrag aan die disippels gee, en hy sê in vers 18, aan my is alle mag in die hemel en op die aarde gegee. En dan gee hy ons 'n opdrag deur sy mag, gaan dan na al die nasies, maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader, en ook van die Seun, en ook van die Heilige Gees. En hier kom nog 'n stukkie waarheid. Ongelowiges sal dit nooit erken nie. 'n Ongelowige wil hom immers nie aan die gesag van Jesus Christus onderwerp nie. Die inwonende Gees leer ons om ons geheel en al aan Christus te onderwerp, om te doen wat hy ons vra. Ons sien dit so prakties in die lewe van Paulus. Wanneer hy tot bekering kom op pad na Damaskus, wanneer hy die opgestaane Jesus ontmoet, dan vra hy 2 vrae. Wie is u Here? En wat moet ek doen, Here? Handelinge 22 vers 8 en 10. Dit is altyd die eerste vrug van 'n ware bekering. Die eerste duidelike bewys dat die Heilige Gees by ons intrek geneem het.
Ons leer ons gelowig en gehoorsaam stel onder die heilsame gesag van die Here Jesus Christus. Holy Spirit, you touched my soul, you touched my spirit, and you made me whole. You are the light, the truth, the way I trust in following you night and day. You are the Father, you are the Son, you are the Spirit, you're the Holy One. You are the Holy Trinity. I live through you, oh Lord, you live in me. Holy Spirit, you are the light that comforts me through day and night. Holy Spirit, show me the way when I should carry on, when I should stay. You are the Father, you are the Son, you are the Spirit, you're the Holy One. You are the Holy Trinity. I live through you, oh Lord, you live in me. And you lift me up, and you give me strength to live my life right through to the end. You are the Father, you are the Son, you are the Spirit, you're the Holy One. You are the Holy Trinity. I live through you, and you live in me. You are the Father, you are the Son, you are the Spirit, you're the Holy One. You are the Holy Trinity. I live through you, oh Lord, you live in me. You are the Father, you are the Son, you are the Spirit, you're the Holy One. You are the Holy Trinity. I live through you, and you live in me. I live through you, and you live in me. I live through you, oh Lord, you live in me. Dis wonderlik om die Here ook deur musiek en sang te kan eer en te kan loof en te kan prys. Dankie Dani Botha vir hierdie besonderse lied en dat ons daarna kan luister. Prys die Here, ja, amen. Ons kyk na die vraagie, hoe kan ek die Heilige Gees ervaar? Volgende opskrif, Jesus, die heilbewerker. Nie alleen leer die inwonende Gees ons Jesus ken as die heerskappyvoerder nie, hy leer ons Jesus ook ken as heilbewerker. Jesus is nie alleen maar Here nie, hy is ook Christus. Ons mag hierdie twee belangrike aanspreektitels van Jesus, naamlik Christus en Here, nooit van mekaar skei nie. Daar is mense wat Jesus wel as Here wil erken, hulle roep hom aan en hy moet
as die maghebber hulle bevry en verlos, maar hulle wil hom nie erken as hulle heiland en verlosser deur sy bloed nie. Ander wil weer net Jesus as Christus aanvaar en niks weet van die feit dat hy ook Here is nie. Nee, deur die inwonende Gees leer ons juis Jesus as Christus ken en lief hê. Deur die inwonende Gees word ons gelei tot die insig in Christus se heilswerk en die Gees leer ons om dit ook met ons hele hart te aanvaar. Dit is altyd die werk van die Heilige Gees dat hy ons lei na die kruis van Christus. Die kruis wys vir my sonde en God se oneindige liefde vir my as sondaar. So bring die Heilige Gees my deur die kruis van Christus, deur die kennis van Jesus as die gekruisigde tot ware sondebesef, tot boete en berou, tot bekering en skuldbelydenis. So kom ek tot ontdekking van my ware sondige aard, maar tegelyk ook tot 'n diep verwondering oor God se liefde vir my. Samevattend kan ons sê, die heilswerk wat God vir sy kinders bewerk het, word deur die inwonende Gees aan ons geopenbaar. 1 Korintiërs 2 vers 10. Aan ons dan het God dit deur die Gees bekend gemaak, want die Gees deursoek alle dinge, ook die diepste geheimenisse van God. Heilige Gees, lei my nou in die spore van Jesus, in my Vader se wil. Gees van die lewende God, lei my na waters van vrede en rus. Heilige Gees, lei my nou. Heilige Gees, lei my nou. Heilige Gees, lei my nou. Heilige Gees, vul my nou met die liefde van Jesus uit Vader se hart. Heilige Gees, vul my nou met die beker wat oorloop van goedheid en guns. Heilige Gees, vul my nou. Heilige Gees, vul my nou. Heilige Gees, vul my nou. Heilige Gees, lei my nou na die water van lewe uit die troon van die Lam. Heilige Gees, maak my stil by die voete van Jesus voor my Vader se troon. Heilige Gees, maak my stil. 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 Dit is Braai Nieuwoud wat ons dan ook hier in sang lei om vir die Heilige Gees te kom sê, Heilige Gees, vul my nou, lei my Heilige Gees, wys my die pad wat ek moet stap en ervaar dan die krag en die liefde van God se Gees soos hy jou lei. Hoe kan ek die Heilige Gees ervaar? Ons het gekyk na Jesus, die heerskappyvoerder, Jesus, die heilbewerker, en nou kyk ons na die volgende opskrifie, geestelike vrug.
In die derde plek is die inwonende Gees die bewerker van die geestelike vrug in ons lewe. Paulus verduidelik dit vir ons in Galasiërs 5 vers 22 waar die vrug van die Gees genoem word: liefde, blydskap, vrede, langmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Hier kry ons die portret van 'n Christen. So lyk iemand in wie se hart die Heilige Gees woon. Al die lelike dinge wat so eie is aan ons sondige natuur soos onreinheid, losbandigheid, vyandskap, naaiwer, woede, rusie, uitspattigheid en dergelike dinge verdwyn meer en meer uit ons lewe. 'n Nuwe mens kom tevoorskyn. 'n Nuwe gesindheid kom in ons lewe tot openbaring. Ja, ons lewe gaan meer en meer die eienskappe vertoon wat ook so duidelik sigbaar was in die lewe van Jesus Christus. Ons gaan meer en meer lyk soos Jesus. Sy gestalte word in ons lewe sigbaar. Ek wil so graag dat ek sy kind is. Ek wil so graag sê ek's lief vir hom. Ek wil weet dat ek aan hom verbind is. Ek wil so graag reg wees as hy kom. Want ek word meer en meer en meer soos Jesus. Ek kom nader, nader aan sy troon. My hele lewe gee ek aan Jesus. In my hart dra hy 'n liefdesroos. Ek wil so graag glo dat hy die een is. Ek wil so graag sê ek's lief vir hom. Ek wil so graag bid as ek alleen is. Ek wil so graag reg wees as hy kom. Want ek word meer en meer en meer soos Jesus. Ek kom nader, nader aan sy troon. My hele lewe gee ek aan Jesus. In my hart dra hy die roos. Ek wil glo dat Jesus altyd daar is. Ek wil so graag sê ek's lief vir hom. En ek glo dat die Bybel regtig waar is. Ek wil so graag reg wees as hy kom. Want ek word meer en meer en meer soos Jesus. Ek kom nader, nader aan sy troon. My hele lewe gee ek aan Jesus. In my hart dra hy die kroon. In my hart dra hy die kroon. Ek wil meer en meer word soos Jesus, sing Piet Smit vir ons. Ja, ons lees in Efesiërs 5 vers 1, omdat julle kinders van God is en hy julle liefhet, moet julle sy voorbeeld volg. Met ander woorde, hoe raak ek meer en meer soos Jesus? Ek neem my Bybel, ek maak hom oop en ek lees dit. Ek vat my gesin en ek doen Bybelstudie saam met hulle. So word
ek en ons dan meer en meer net soos Jesus. Kom ons druk dit uit in aardse taal. Ons moet vir Jesus naap. En ons kan dit alleenlik doen as ons gaan kyk wat staan in sy woord en wat hy ons leer en hoe om hom te volg. Dan word ons elke dag meer en meer net soos Jesus. Hoe kan ek die Heilige Gees ervaar? Volgende opskrifie: innerlike versterking. In die 4de plek is die inwonende Gees ook die bewerker van die innerlike versterking. Ons is maar swak en ons val so gemaklik terug in die ou lewe van sonde, van selfsug, van eie belang, van wat ek kom eerste en van sondige begeertes. Maar nou is daar die inwonende Gees. Hy is ook daar om ons krag te gee. Dit is opmerklik dat so dikwels waar daar in die Nuwe Testament oor die Heilige Gees gepraat word, ook die woord krag gebruik word. Gees en krag gaan saam. Die inwonende Gees skenk ons krag, hy versterk ons innerlik. Daarom bid Paulus in sy aangrypende gebed in Efesiërs 3 vers 16, dat die Gees uit die rykdom van sy heerlikheid, uit sy onputbare, onuitputlike voorraad, ons die krag sal gee om innerlik sterk te word. Dit is opmerklik dat hierdie bede om die innerlike versterking deur die Gees gekoppel is aan die gedagte van die inwoning van die Heilige Gees in ons harte, soos dit blyk uit Efesiërs 3 vers 17. Kom ons lees vers 16 en 17 van Efesiërs 3. Ek bid dat hy deur sy Gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word, dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. En daarop sê ons ja en amen. Prys die Here. Hoe ervaar ek die Heilige Gees? Die laaste opskrifie, die Gees van die gebed. In die 5de plek leer die Gees ons ook om met God en met Christus te kommunikeer. Hy is die Gees van gebed. Die inwonende Gees is besonder aktief in die hart van gelowiges. Sy werksaamheid kom veral aan die lig op die terrein van die gebed. Dit is verstaanbaar, want gebed verbind ons met God. Hy wat bid, het met God en met sy Seun Jesus Christus innige kontak. In sy bekende hoofstuk oor die wapenrusting van God, Efesiërs 6 vers 10 tot 20, skets Paulus die gebed as die sluitstuk van die Christenstryder se toerusting in sy stryd teen Satan en sy bose magte. Maar om volhardend en kragtig te kan bid, moet die gebed 'n gebed in die Gees wees, Efesiërs 6:18. 'n Gebed in die Gees is 'n gebed onder die invloed van die Gees. 'n Gebed in gehoorsaamheid aan die Gees, 'n gebed waarin ons laat lei deur die Heilige Gees. En die Gees lei ons deur die woord van God. Daarom is dit by al ons gebede altyd so belangrik om te kan luister na die woord van die Here. Dit is egter veral in Romeine 8 waar Paulus uitvoerig ingaan op die plek van gebed in die lewe van die gelowige, waar die werksaamheid van die Gees in verband met ons gebede op 'n heel besondere wyse bespreek word. Ook al woon die Heilige Gees in ons hart, dikwels weet ons nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar so skryf Paulus in Romeine 8 vers 26. Nou kom die Heilige Gees ons in ons swakheid te help. Letterlik staan daar, hy ondersteun ons in ons gebede. Hy dra saam met ons en tegelykertyd bid hy ook daarby vir ons. Hy doen dit met versigtinge wat nie in woorde gesê kan word nie. Hy bid saam met ons tegelyk, rig hy ons gebede na die wil van God. Dit is wel 'n heel besondere belewing van die werksaamheid van die inwonende Gees. Laat my nooit die grond verlaat nie. Laat my in u skadu bly. Gee dat elke aardse vreugde en vrees eindelik nietig word vir my.
het ek gedwaal, maar elke keer het u my iewers omhaal. Maak dit hier die laaste maal. Elke dag is 'n gedagte, elke kamer net gehuur, elke aardse droom van rykdom en roem is bloot net 'n skadu teen die muur. Want wat ek is net genade. Wat ek het is net geleen. En eintlik smag ek na u waters van rus. Lei my hier vanaand daarheen. Wat ek is net genade. En wat ek het is net geleen. Eintlik smag ek na u waters van rus. Lei my hier vanaand daarheen. Lei my hier vanaand daarheen. Piet Smit sing die bekende gebed van Koos Du Plessis. So eindig hierdie opname dan ook in gebed met elkeen van u. Heilige Gees, ons kom en ons gee onsself oor aan u. Ons kies om 'n lewe te lei gelei deur u, Heilige Gees. Ons kies dat u weg met elkeen van ons sal hê. Ons bid dit deur Jesus, die geliefde Seun van God, en in die naam van Jesus Christus. Ja, amen. Tot volgende keer. Dit was heerlik om weer saam met u te kuier. Ons sien volgende week. Selfde tyd, selfde plek. Joy Radio. Prys die Here. Prys die Here. Halleluja. Ons hoor graag van u. Skryf aan ons by info.reconciliationsa@gmail.com. Tot volgende keer. Die Here seën u. En onthou, Jesus en ek is lief vir elkeen van u. Ja, amen.